Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. My naam is Dewald, ek sommer een van die ligpunte. Maar net so 'n bietjie deur die hoop wat die opstanding van Jesus vir ons gee, vanoggend met ons almal gesels. En nou ja, julle, daar is vir ons gebid, ek gaan vertrou, dis goed. En nou gaan ons sommer begin kyk na wat hier vir ons vanoggend. Dalk net om iets te sê oor hoop, nee. Hoop natuurlik is nie 'n maklike ding om te handhaaf in die lewe nie. En in 1922 hou H.G. Wells, ek weet nie wie van julle vir hom ken nie, hy is 'n beroemde wetenskapfiksieskrywer, ek is nogal lief vir wetenskapfiksie. Hy het in 1922 'n boekie geskryf, getiteld A Short History of the World. En hierin het hy geskryf, hy was seker jonk, want hoor hy sê, as yet we are hardly in the earliest dawn of human greatness. Can we doubt that presently our race will more than realize our boldest imaginations? That it will have unity and peace. That the children of our blood and lives will live in a world made more splendid and lovely than any palace or garden that we know, going on from strength to strength in an ever-widening adventure and achievement. Nou ja, julle, dit is inspirerende woorde, nee? Maar teen 1939 was Wells nie meer so seker nie. Net met die aanvang van die Tweede Wêreldoorlog skryf hy: The wanton destruction of homes, the ruthless hounding of decent folk into exile, the bombings of open cities, the cold-blooded massacres and mutilation of children and the gentle people, the rapes and filthy humiliations, and above all, the return of deliberate and organized torture, mental torment and fear to a world from which such things had seemed well nigh banished, has come near to breaking my spirit altogether. En vriende, as ek kan aangaan bietjie, 1945, net voor getiteld Mind at the End of Its Tether. Hierin skryf hy, A series of events has forced upon the intelligent observer the realization that the human story has already come to an end, and that Homo sapiens, as he has been pleased to call himself, is played out. He has to give place to some other animal, better adapted to face the fate that closes in more and more swiftly on mankind. Nou vriende, ek wil hê ons met hierdie woorde van H.G. Wells, hierdie laaste woorde van hom vergelyk met die woorde van Paulus hierso in 2 Korintiërs 4, ons gedeelte vanoggend vers 8 en 9. Kom ons hoor wat sê Paulus daar. Hy sê, in alles word ons verdruk, maar nie oorweldig nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie in die steek gelaat nie. Ons word platgeslaan, maar nie vernietig nie. So jy weet, waarin skryf ons toe? Lewens wat verdruk, lewens wat vervolg, lewens wat platgeslaan word, het vir H.G. Wells ontneem van alle hoop. Maar nie vir Paulus nie. So waarin skryf 'n mens hierdie verskil? Wel, H.G. Wells, om bietjie ietsie meer van hom te verstaan, hy was begeester deur die wetenskaplike en deur die tegnologiese vooruitgang wat die 20ste eeu gebring het. 1922 boekie, daai Short History of the World, skryf hy ook, Science has brought humanity such powers as he never had before, and the scientific method which has given him these uncontrollable powers gives him also the hope of these powers. En dit is ons moderne hoop. Maar natuurlik, met die aanvang van die Tweede Wêreldoorlog, het H.G. Wells soos miljoene ander mense gesien hoe controlling these power lyk in die hande van sondige en gebroke mense soos ons. Behalwe daarvoor was hy ook, soos vele ander, deur die influenza-pandemie getuister, wat minstens 50 miljoen mense eis het, en daarna het die Groot Depressie van 1929 tot 1939 gekom, en daarna het die Wêreldoorlog begin. En dit alles het om laat besef, jy weet, dat dis nie net die mens nie, julle, dis nie net die mens wat gebroken is. Ons
wêreld self wat 'n finale of 'n betroubare hoop is. En vriende, hierteenoor wil ek ons bietjie laat hoor wat C.S. Lewis geskryf het. C.S. Lewis says, unless there is a God who has promised to guide history not to an end but to a new beginning, to a world in which finally death and evil are completely destroyed and justice and peace reign supreme, the sign of which is the resurrection of Jesus. So, dit is wat C.S. Lewis antwoord op H.G. Wells. Nou wat is die verskil hier, vriende? Vir Lewis natuurlik is God ons hoop. Sien, dis die groot verskil. Vir Lewis is God ons hoop. Anders as H.G. Wells, kyk C.S. Lewis na die lewe as 'n. Ons sien hier die krag van Christen wees uitkom. Hy lewe as 'n Christen en hy sien hierdie teken wat God gegee het. Die teken wat wys dat God, soos wat Lewis dit stel, promised to guide history, not to a new beginning, to a world in which finally death and evil are completely destroyed and justice and peace reign supreme. En vriende, God se teken van hierdie belofte is die opstanding van Jesus. Dis wat ons al vanoggend die hele oggend lank sê. Nou as 'n bietjie kan spring in The Lord of the Rings, soos wat Frodo en Sam in Mordor ingaan. Raak dinge baie donker, dinge raak baie grim en dinge raak baie bedreigend vir hulle. En soos wat hulle iewers op hierdie onheilspad probeer skuil onder 'n dooie braambos om bietjie te rus, sien Sam skielik wat hy nie verwag het om ooit in Mordor te sien nie. Inteendeel, Mordor is die tipe plek wat 'n mens gou laat vergeet dat sulke goed enigstens kan bestaan. Sam sien 'n helder ster flikker deur die donker lig van Mordor. En ek wil hê ons moet hoor hoe hierdie impak daarvan op Sam deur Tolkien beskryf word. The beauty of it smote his heart, and up out of the forsaken land, and hope returned to him. For like a shaft, clear and cold, the thought pierced, the shadow was only a small and passing thing. There was light and high beauty forever beyond its reach. Now, for a moment, his own fate and even his master's ceased to trouble him. He crawled back into the brambles and laid himself aside, and putting away all fear, he cast himself into a deep, untroubled sleep. En vriende, ek dink dat dit is wat die opstanding van Jesus vir ons moet wees. Ons het vroeër gesê, dis nie net iets wat in die verlede gebeur het nie, 'n geskiedkundige feit nie, dis 'n lewendige hoop vir ons vandag. En ek dink dit moet so hoop vir ons wees. Dit is wat C.S. Lewis bedoel het, opstanding van Jesus wat 'n teken vir ons is. Die opstanding van Jesus is die helder ster, nê, van God wat in ons lewens inskyn met hierdie belofte dat nie die dood of die kwaad uiteindelik ons lewens of ons wêreld regeer nie. So hoe is die opstanding van Jesus so 'n teken van hoop vir ons? Hoe werk hierdie ding? Wel, hoor Paulus het stel in 1:15 vers 20. Daar skryf Paulus, maar nou, Christus is opgewek uit die dood, die eersteling van die ontslapenis. Okay, so die Afrikaans stel dit nou nie so goed soos die Engels nie. Ek sê iets pertinent wat ons moet optel, wat 'n mens bietjie kan verloor daar in die Afrikaans. So ek het die Engels bygesit. But in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits, om aan te sluit by wat die wet vroeër gesê het, the first fruit of those who have fallen asleep. Met ander woorde, die opstanding van Jesus, julle is die first fruits, of die eerste vrug van ons eie toekoms. Nou hierdie gedagte van first fruits, of eerste vrug, was vir Paulus baie belangrik geweest. Onthou, Paulus was 'n Joodse man geweest uit 'n Joodse agtergrond uit. En eerste vrugte vir die Jode het iets baie spesifiek beteken. Eerste vrugte op die land was vir die Jode teken van God af gewees, dat die oes sal kom.
En so wat hulle gedoen het met daai eerste vrugte is, hulle het dit gestroop van die land af, tempel toe gevat en vir God gaan offer. Waarom? Want dit was hulle manier om ons gaan nie hierdie eerste vrugte vashou nie, of as 'n manier van ons kant af om te wys en om te sê, ons vertrou jou God, met die oes wat jy beloof het om te bring, deur hierdie eerste vrug. So dis 'n baie spesifieke ding wat word hier. En dit is hoe Paulus ons leer om die opstanding van Jesus deel van ons eie lewens te maak. Dis die eerste vrug van God se belofte, dis hierdie ster wat skyn, dat hy ons leer deur al die kwaad en deur al die dood sal bring na 'n nuwe lewe toe. Vol gereg en vrede, nee, soos wat C.S. Lewis dit stel. Maar hierdie belofte is natuurlik toekomstig. Dis iets wat God nog gaan doen. God se goeie plan met ons lewens en met ons wêreld is nie volbring nie. Ons is nog op pad. Wat ons wel het, julle, is dit, ons het die eerste vrugte. Ons het die eerste vrugte van Jesus se opstanding. Dis waarom Paulus hier in 2 Korintiërs 4 vers 14, ons gedeelte van vanoggend, dis waarom hy met soveel oortuiging kan sê, ons weet, sien, dis Christelike hoop, ons weet, dat hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek. En julle, dis uiteindelik, is in H.G. Wells se Mind at the End of Its Tether, en Paulus se hoop op God. En nie net sy hoop op God nie, nee, dis nie 'n abstrakte ding nie, maar sy hoop op die God wat in die geskiedenis Jesus opgewek het as die eerste vrug van dit wat God aan ons almal beloof. Tim Keller, vir die van julle wat dalk sy goedjies leer, hy is so rukkie terug met pankreaskanker gediagnoseer. En ek meen, hy is al oor 70, het lyk nie goed nie. Hy skryf self so 'n bietjie oor hierdie verskil van H.G. Wells se Mind at the End of Its Tether, se hoop, soos hy oor sy eie lewe dink. En hy stel dit so: A person who gets a diagnosis of cancer will rightly put his relative hope in doctors and medical treatment, but his main dependence must be in God. If he puts his heart's main hope in medicine, devastating. See, mind at the end of its tether. But if his heart's hope is in the Lord, he will be like a mountain that cannot be shaken or moved. He can have certainty, Paulus sê, ons weet, he can have certainty that his inevitable death is resurrection. When the object of hope is not any human agent, but God, then hope means confidence, certainty, and full assurance. If I believe in the resurrection of Jesus, that confirms that there is a God who is both good and powerful, who brings light out of darkness, and who is patiently working out a plan for his glory, for our good, and the good of the world. So julle, die opstanding van Jesus bring so hoop vir ons, so standvastige hoop. Nou ek wil met die res van ons tyd vanoggend hierdie hoop so bietjie meer vleis gee, as ek dit so kan stel. En ek wil spesifiek oor 4 dinge gesels. Eerstens, die opstanding van Jesus is 'n redelike hoop. Tweedens, die opstanding van Jesus is 'n volle hoop. Derdens, dis 'n realistiese hoop. En dan laastens, dis 'n praktiese hoop. So eerstens, die opstanding van Jesus is 'n redelike hoop. Want die mense wat daarvan getuig in die Bybel, insluitende Paulus, het dit gesien, né? Dis iets wat gebeur het. So wanneer ons praat van die Jesus, is ons nie in veeverhaal kategorieë nie. Ons is in geskiedenis kategorieë. Hulle het die opgestane Jesus ontmoet voordat hy opgevaar het na die troon in die hemel. En ek weet baie van ons weet dit, maar vir die van ons wat dit dalk nie, wanneer ons praat van die opstanding van Jesus, praat ons van geskiedenis. So ek wil dit net weer vanoggend noem vir ons almal. 1 Korintiërs 15:5-8. Daar getuig Paulus, hy het aan Sefas verskyn toe aan die 12,
Daarna het hy aan meer as 500 broers tegelyk, van wie die meeste nou nog leef. Daarna het hy ook aan Jakobus verskyn, toe aan al die apostels, en as die laaste van almal het hy ook aan my verskyn. So wanneer ons 2 Korintiërs 4 lees, waar Paulus praat van hy weet, dan bedoel hy weet en ervaar het. Op hierdie punt het 'n ander ou met die naam N.T. Wright 'n baie singewende ding geskryf wat ek opgetel het. Hy sê, various societies believe histories move toward more freedom, equality, prosperity, peace, and justice. But all of these views are not things that anyone can really taste. They are hopes. The resurrection of Christ, however, includes powerful evidence from eyewitness accounts and the revolutionary overnight change of thousands of people. So vriende, jy's nie 'n dwaas om in die opstanding van Jesus te glo nie. Jy's 'n redelike mens. Inteendeel, jy's onredelik as jy dit reg nie. So eerstens, julle, die opstanding van Jesus is 'n redelike hoop. Tweedens, die opstanding van Jesus is ook 'n volle hoop. Nou soos daar baie stemme in ons samelewing is wat glo, jy weet, in konstante verandering en verbetering, is daar ook baie stemme agter hulle weer, wat leer dat ja, goed, al die vooruitgang, al die verbetering, hoe dit ook al sy, op die ou end van die dag, alle mense, sowel as die aarde self, gaan uiteindelik kom. Daar is geen toekoms. Nou as jy nog nie het nie, gaan kyk bietjie in sy ou film James Dean se Rebel Without a Cause. Van julle sal dalk die film onthou. So in hierdie film sit hy in 'n planetarium saam met sy skoolpelle en hy word deur sterrekundiges gewys hoe die aarde uiteindelik gaan vergaan deur die son wat eendag sal ontplof. So good luck solving that problem. Jy weet, so ou James Dean stap dan uit en hy begin lewe asof niks meer saak maak nie. Nie sy skoolwerk nie sy lewe nie sy vriendskappe nie enigiemand, jy weet, wat gesag oor hom wil uitvertel hoe om sy lewe beter te lewe nie. Hy rebelleer teen alles. Maar wat vertel die storie ons? Selfs sy rebelsheid maak op die eind van die dag nie eers saak nie. Dit ook niks. Hy's 'n rebel without a cause. En julle anders leer meeste van die godsdienste weer dat daar waarskynlik, jy weet, een of ander bestaan sal wees vir mense. Maar dis 'n spookagtige tipe bestaan. Ons ken almal die stories van spooke wat probeer terugkom en roomys eet en ou geliefdes. Jy weet, daai spooke wat net eintlik wil terugkom na 'n meer kleurvolle lewe toe. Dis 'n tipe bestaan, 'n kleurlose skaduwee van hierdie voller lewe wat ons nou geniet op hierdie voller wêreld van ons. Maar kyk wat wys die opgestane Jesus sy disippels in Lukas 24. Hy sê, kyk na my voete, dis ek self. Vat aan my, kyk. 'n Gees, en hiermee bedoel hy 'n spook. 'n Gees het nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. So hierdie mense het gedink Jesus moet 'n spook wees, maar hy nie. So die punt julle is dit, dat die opstanding van Jesus is 'n volle hoop. Dis 'n volle hoop want dit beloof ons 'n volle nuwe lewe in 'n volle nuwe liggaam wat nie meer vatbaar is vir die dood of selfs vir die sonde nie. Want hierdie is mos die dinge wat Jesus teen die kruis mee afgereken het op Goeie Vrydag in sy eie dood. Sy eie getuig van 'n toekoms waar mense wat in hom glo sal lewe in nuwe fisiese volle onverganklike lywe. As jou ruggraat probleme gee, 'n upgrade is coming. As jy glo, 'n upgrade is coming. Dis die gedagte. Volle lywe, vry van sonde en dood waarmee hy afgereken het teen die kruis. En julle hierdie nuwe fisiese volle lewe sal gelewe word op 'n fisiese aarde, want fisiese lywe dryf nie goed op wolke nie. Dit soek grond onder die voete. Dit gaan gebeur op 'n nuutgemaakte fisiese aarde wat self vry sal wees van gebrokenheid en sonde. Die Bybel praat geweldig romanties oor die toekoms.
wanneer dit probeer beskryf hoe so wêreld sal lyk. En dis wat die skrif bedoel wanneer dit leer dat die aarde vir ewig bly staan. Ja, daar's vure wat kom soos die beraad, maar dis hernuwingsvure. Alles word nuut gemaak. En julle, ons weet nie regtig, jy weet, hoe so lewe en so wêreld sal lyk nie. Ons het prentjies daarvan in die Bybel om dit te probeer verduidelik, maar selfs as jy na die prent, Here wat ons nie weet hoe dit lyk nie, is omdat dit nog nie bestaan nie. God het dit nog nie gedoen nie. Dis iets wat kom, groot dinge kom nog. So wels is verkeerd, daar is alles uitgespeel. Groot dinge kom nog. Ons kan seker 'n bietjie blue sky daaroor, en ek dink is goed om bietjie te droom oor die toekoms. Maar wat ons wel weet, is dat dit nie iets minder sal wees as hierdie lewe wat ons nou lewe nie, maar eerder iets veel meer. Iets veel meer. So eerstens, julle, die opstanding van Jesus is 'n redelike hoop. Tweedens is 'n volle hoop. Derdens, die opstanding van Jesus is 'n realistiese hoop. Nou, H.G. Wells se hoop was op vooruitgang en selfverbetering. Hoe gaan dit daarmee in julle lewens? Elke dag moet beter wees as die vorige. Elke generasie moet beter doen as die vorige. Die wêreld moet beter en beter lyk en die lewe moet beter en beter word. Net dis die hoop. Maar julle, is dit realisties? Is dit hoe dit in jou lewe gaan? Geen wonder H.G. Wells het in 1940 'n Mind at the End of Its Tether geskryf net voor hy gesterf het nie. Want dis nie realisties nie. Dis naïef. Ons lewens in ons wêreld verbeter in sekere opsigte, maar dit ook weer in ander opsigte. En soms is die dinge wat jy dink beter word, eintlik iets wat slegter word. Jy's dalk 'n beter ouer vir jou kinders as jy dink jou ouers vir jou was. Maar dan kom jy mettertyd agter jy maak baie van die foute. En nog ander nuwe foute ook. En jy weet nie eens wat die uitkoms daarvan gaan wees nie. Jy reken met een sondeprobleem in jou lewe en dan kom jy agter dit was eintlik maar net 'n simpel groter sondeprobleem in jou lewe. Jy lewe so gesond soos wat jy kan, maar dan steek een of ander genetiese siekte sy kop uit in jou lewe. Jy bou 'n suksesvolle besigheid, COVID-19 en verbrokkel jou sukses. Vriende, dis waarom ons vroeër genoem het dat hoop nie maklik is om te handhaaf in die lewe nie. Nie as dit afhang van hierdie konstante vooruitgang en verbetering wat ons lewens moet toon nie. Hoop moet realisties wees oor die gebrokenheid van die lewe. En dit is presies so hoop wat die opstanding van Jesus vir ons bied. Want dit reken en dit werk en dit vat gebrokenheid van ons lewens. En dit is nie bang daarvoor nie. Hoe stel Paulus dit hier in vers 10? Hy sê die sterwe van Jesus dra ons altyd, hoor ons dit altyd. Dis wat ons op hierdie aarde leef en hierdie huidige lewe wat ons het, altyd dra ons die sterfte van Jesus, die sterwe van Jesus in ons liggaam met ons saam. Sodat ook die lewe van Jesus in ons liggaam sigbaar kan word. So hier's twee goed aan die gang, 'n hoop wat ons vernuwe, maar ook 'n realiteit van gebrokenheid wat heeltyd met ons is. Dis 'n spanning, né? Vriende, wat hier staan is dit, God werk met ons lewe, presies soos wat hy sy lewe gewerk het. So dink bietjie oor Jesus se lewe. Hoe het God met Jesus se lewe gewerk? Was nie 'n pad van konstante vooruitgang en verbetering nie. Dis verseker. Jesus is gebore in 'n dierstal met ouers wat misplaas was deur 'n imperialistiese ryk wat hulle land kom oorvat het. Nie baie vooruitgang vir sy ouers nie. Dink ons dit is hoe hulle kind in die lewe wou bring. In een of ander refugee toestand. Daarvandaan het dinge wel verbeter. Okay, Jesus het groot geword, sy ouers het goed vir hom gesorg en hy het 'n publieke bediening op die been gekry wat dorpe en stede getrek het. Maar toe kom 'n spul magspelers op die toneel en hulle sien 'n bedreiging, 'n nasionale bedreiging in Jesus se bediening en hulle sweep aswaar omtrent al Jesus se volgelinge teen hom op, sodat op die ou end van die dag die hele wêreld omtrent geskree het, kruisig hom, kruisig hom. En vir wat? Wat het hy verkeerd gedoen?
En daar gesterf teen die kruis, wat bedoel was vir 'n moordenaar met die naam Barabbas, is Jesus in 'n graf gegooi, op 33, met 'n huilende ma, wat nie weet hoe sy die groot klip voor die graf weggerol gaan kry, sodat sy haar, die gebreekte lyf van haar dooie kind met olie en met kruiane kan salf nie. Dis Jesus se lewe. So julle, is dit hoe God met Jesus se lewe gewerk het? Deels, ja. Maar om te verstaan hoe God nie met Jesus se werk het, moet ons 'n bietjie verby die graf gaan. Sien? Nou julle, een van die mooiste dinge wat ek al ooit in die Bybel raak gelees het, was hoe God self daardie groot klip voor Jesus vir sy huilende ma en vir die ander huilende vroue weggerol het. En haar kind lewendig uitgebring het. En hoe daardie kind toe kon raai, en vir die hele wêreld wat geskree het, kruisig hom, kon vertel dat alles wat met hom gebeur het en alles wat hulle met hom gedoen het, deur God bewerkstellig was, om hulle almal van hulle sondes te red, en self die hoop op sy opstanding te gee. Julle, dis die voller prentjie van hoe God met Jesus se lewe gewerk het. Dis 'n realistiese hoop, want dit gaan deur al die gebroke dinge van ons lewens, en dit kom by iets uit. Psalm 30 vers 6 leer ons dit. In die aand word daar aanhoudend gehuil, maar in die oggend is daar jubelkrete. Dit is hoe God met Jesus se werk het. En julle, dit is die patroon van hoe God met ons lewens werk wanneer ons op Jesus vertrou. Ons deel in sy lyding en in sy opstanding. Dis nou die patroon van ons lewens ook. Dis realisties. Dit maak voorsiening vir die dinge waarmee ons sukkel. Maar die gebroke dinge van ons lewens, julle, is nie dit wat ons lewens uiteindelik bepaal nie. Maar dit wat God daarmee doen, is wat ons lewens uiteindelik bepaal. Die lewe van Jesus was nie bepaal deur die graf en die kruis en die swaar kry van sy lewe nie, maar met dit wat God daarmee gedoen het. Vriende, wat God daarmee doen is dit. Kategories 2 goeders. Hy bring ons deur die gebrokenheid van ons eie lewens na nuwe lewe toe. Guaranteed. Soms moet 'n mens dit vir jouself oor en oor sê tot jy dit wanneer jy dink, daar is nie 'n pad vorentoe nie. Maar julle, dis meer as net dit. Dis meer as net dit. Hy gaan ons ook omdraai om te sien wat sy heerlikheid en wat sy verging hy vir ons uit al die gebroke dinge van ons lewens bewerkstellig het. Sien? Dit is nie goed nie, maar die goed self lei na iets veel beter toe. Dis wat Paulus bedoel. Kyk vers 17 in 2 Korintiërs. Dis wat Paulus bedoel. Hy skryf, want ons ligte en tydelike verdrukking bewerk vir ons 'n gewigtige en alles oortreffende ewige heerlikheid. Alles word gebruik deur God in jou lewe om iets wonderliks mee te bou. Dis nie net dat Jesus fisies uit die dood opgestaan het, nie so wonderlik soos wat dit is, julle. Maar dit is ook dat hy verheerlik was en versadig was met die uitkoms van sy swaar kry en van sy dood, wat ons van ons sondes gered het en die hoop op die opstanding gegee het. Nou Psalm 30 vers 10 in die Ou Testament kyk profeties vorentoe na die dood van Jesus. En dit vra die vraag uit die mond van Jesus self. Hier is die vraag: watter nut het dit as my bloed gestort word as ek na die grafkuil afgaan? Goeie vraag. God se antwoord in Jesaja 53 vers 11 is dit: na die swaar kry wat hy beleef het, sal hy sien. En hy sal versadig wees. Want julle, deur sy bloed wat gestort is en deur die grafkuil waarna hy afgegaan het, het God ons almal omgee. Ons van ons sondes gered, ons die hoop op die opstanding gegee. Dit is Jesus se heerlikheid. Dit is sy versadiging. Hy is werk nie, maar hy is opgewek as die redder van die wêreld. Met die heerlikheid en die versadiging van alles wat sy swaar kry, bewerkstellig het in die hand van God. Dis die hoop. Dis die patroon van ons lewens ook,
soos wat ons op Jesus vertrou. So, die dinge wat moeilik is in ons lewens, is nie die finale muur waarteen ons vaskyk nie. Dis die venstertjie waardeur ons kyk en hoop op dit wat God. En ons weet nie presies wat hy gaan doen met die dinge van ons lewens nie. Maar ons het daardie belofte. Sien julle, ons vra ook, wat is die nut van al die aanhoudende gebrokenheid in my eie lewe, wat ek dink ek reg kry en verbeter, en dan kom ek agter dalk versleg ek. Wat is die nut van dit in my eie lewe? God se antwoord is die belofte, dat ons na ons swaar kry sal sien, en ook versadig sal wees met die heerlikheid daarvan. Dis waarvan die opstanding van Jesus 'n teken en 'n eerste vrug. Julle, dis 'n realistiese hoop, want dit werk met die gebroke dinge in ons lewens ook. Dit beloof dat daar niks gebroke in ons lewens is, waardeur God ons nie gaan bring na nuwe lewe toe nie. Dit beloof ons dat daar niks gebroke in ons lewens is, wat God nie op 'n sinvolle manier gaan bewerkstellig om heerlik en versadiging vir ons te bied nie. En ons hou vas aan dit, julle. So, eerstens, die opstanding van Jesus gee ons 'n redelike hoop. Dis redelik om dit te glo. Dit gee ons 'n volle hoop. Dit gee ons 'n realistiese hoop. En omdat dit ons 'n realistiese hoop gee, julle, is dit ook 'n praktiese. Dis prakties, is werkbaar. Ons kan dorp toe gaan met dit. In vers 16 van ons gedeeltes lees ons: Daarom gee ons nie moed op nie, want selfs al vergaan ons uiterlik, word ons innerlike mens van dag tot dag vernuwe. Nou vriende, soos ons al baie genoem het vanoggend, dinge in ons lewens breek en vergaan. Lukas het nou gebid hieroor. Ons breek en ons vergaan. Dit is realisties. Ons liggame, maar ook ons harte, ons karakter, ons krag, ons verstand en selfs ons verhoudinge breek. Die uiterlike mens waarvan Paulus hier in vers 16 praat, julle, is ons daaglikse lewens in al sy dimensie in hierdie wêreld. Dis ons uiterlike mens. En wanneer Paulus hier skryf, al vergaan ons uiterlike mens, dan is hy ook nie besig om te sê dit kan dalk met ons gebeur nie. Hy is eerder besig om te sê wanneer dit met ons gebeur. Wanneer ons liggame, wanneer ons harte, wanneer ons karakter, wanneer ons verstand, wanneer ons verhoudinge ons in die steek laat, dan word ons innerlike mens nog steeds vernuwe en kry ons moed. So hoe werk dit? Vroeg in 2 Korintiërs hoofstuk 1 vers 8 en 9 verduidelik Paulus vir ons hoe dit werk. Hy sê, ons wil nie hê julle moet onkundig wees, dat die swaar kry wat ons verduur het, ver bo ons kragte was nie. Maar dit was sodat ons nie op onsself sou vertrou. Dit bring ons by a mind at the end of its tether. That's the trap. Maar dit was sodat ons nie op te vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek. So die patroon hier is, hoe swaarder dit gaan, hoe meer lewendig word ons hoop op God en hoe minder vertrou ons op iets anders. Op die ouend van die dag, vriende, bly net ons hoop op God oor, of ons is saam met H.G. Wells, a mind at the end of its tether. Dis nie ligte keuses om te maak nie. So vriende, wanneer alles in jou lewe skree, dat jy nie net verdruk is nie, maar oorweldig, nie net oor raad verleë nie, maar radeloos, nie net vervolg nie, maar in die steek gelaat, nie net platgeslaan nie, maar vernietig, al skree als in jou lewe dit, dan, omdat Jesus opgestaan het, fluister jy terug. Selfs nou, vertrou ek op God, wat die dooies opwek. Dis die geloofstryd. Dis Christen wees. In sy essensie is dit wat ons geloof is. En vriende, Jesus is nie kruis toe met enigiets meer as dit nie. Hy is nie kruis toe met sy God en sy jetpack nie. Hy is kruis toe met net sy vertroue op God. Dis die sterkste en die swakste ding in hierdie lewe, in 'n sekere sin. Vriende, so help ons met selfbeheersing. Sodat ons nie elke dag blaam soek
en kop verloor oor alles wat met ons gebeur en waar ons gaan nie. Dink byvoorbeeld as Jesus elke dag regtelik gesoek het en sy kop verloor het oor alles wat met hom gebeur het. Waar sou ons vanoggend wees? Dat hy nie het nie, maar bly vertrou het op God, was op die ouend nie net goed vir hom nie, maar hom ook. Toe hy rede gehad het om te blameer en te verwyd en sy kop te verloor. Julle so vertroue stel ons ook om staat om te kan troos. Want soos wat God se beloftes troosting vir ons bring, word ons bekwaam en raak ons in staat om mense om ons raak te sien wat in so vertroue is ook met geduld. Geduld is nodig in 'n lewe wat stikkend en gebroken is. Jy kan nie sonder geduld lewe nie. Want nie alles in ons lewens wat gebroken is, word maklik of vinnig, of selfs enigsins in die huidige gemaak nie. It's up and down, up and down. So ons het geduld nodig, soos wat ons leer om te wag op die Here se uitkoms. Because we don't have to fix for everything. Dis obvious hoe om dinge beter te maak nie, maar is altyd redelik maklik om te weet hoe om dinge slegter te maak. Geduld. So vertroue julle gee ons ook die nodige moed, waarvan Paulus hier praat in ons gedeelte, om elke dag, Bybel sê ons koppe te olie, terug te gaan na die probleme van ons lewens toe. Om so konstruktief as moontlik saam met dit te lewe en met dit te vroeg, soos wat ons wag op sy uitkoms, eerder as wat ons heeldag lank soek om te vlug van alles in ons lewens af. Dis wat hierdie vertroue met ons lewens begin doen. En julle, die beste nuus in dit alles is dit, selfs al sukkel jy om op so 'n manier terug te dat jy God vertrou, selfs al sukkel jy met alles wat ek nou genoem het. Die goeie nuus is dit, die God wat die dooies opwek, sal nog steeds getrou bly aan jou. So dit hang nie eintlik van jou af nie. Die beste nuus van dit alles. Julle, dis so hoop wat die opstanding van Jesus ons gee. En wys my 'n meer praktiese hoop as dit. Wys my 'n meer praktiese hoop as dit. Vir die geleentheid, om bietjie te gesels oor hierdie dinge, om af te sluit gaan ons die nagmaal saam gebruik. So, die brood daar agter op die tafels is 'n herinnering, 'n teken van God af, 'n herinnering dat Jesus se liggaam gebreek was. Die wyn, sap wat daar agter staan, is 'n herinnering dat hy sy bloed vir ons gegiet het. En julle, uiteindelik is die nagmaal 'n dood van Jesus ons van die sonde gered het, sodat ons die hoop op die opstanding kan geniet. Wanneer ons die brood en die wyn inneem, neem ons die lewe daarvan in. Dis waarom dit 'n maaltyd is. Dis iets wat lewe gee. Sy dood lewe vir ons, gee ons die hoop op die opstanding. En julle, al is dit soms moeilik om hierdie hoop vir jouself te bly fluister elke dag, soos vir die lewe jou verdruk of vervolg of platslaan. As jy vanoggend saam met ons kan glo dat selfs dan trou wees om jou die hoop op die opstanding te gee, dan is jy welkom om saam met ons die nagmaal te geniet. Dit hang nie van ons af en hoe goed ons hiermee doen nie. Dit roep ons na nuwe lewens toe, maar dit rus in wat God gedoen het in die opstanding van Jesus. As jy saam met ons vanoggend dit kan glo, wil ons jou nooi na die tafel toe. So, soos wat julle gemaklik voel, kan julle soontoe beweeg, saam met vriende en familie, kan julle die brood en die wyn neem en bid julle self. En God, dankie vir die dood en die opstanding van Jesus. Dalk miskien vir die eerste keer in jou lewe, doen dit innig. Net eenvoudig, dankie Here vir die dood en die opstanding wat my wys hoe die lewe met ons almal is. En vra die Here om jou te versterk in hierdie hoop, want dit maak ons lewens beter om hierdie hoop te kan uitleef. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.